Goeienaand, ek deel so 'n paar minute saam met jou oor die woord uit en ek hoop dit sal vir jou bless. Ek het Sondag gedeel oor Rut en die impak wat sy gehad het met die idee van getrouheid. Nie net die getrouheid van mense nie, maar ook hoe God getrou is in ons lewe. Ons het nodig om te verstaan dat die Here altyd getrou is en dat hy altyd goed is. Ek dink ons het baie testimonies van hoe God deurbraak op deurbraak vir ons in ons lewe gee en hoe hy net elke keer so op die nippertjie wat ons dink dit is verby, deurkom. Maar saam met dit is dit ook 'n besluit dat ons besluit om elke dag vir God te volg en elke dag vir Jesus te kies. In Markus, ek lees graag vir julle in Markus 1 vers 17 tot 18. Say that, "Come follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed him. Ons almal ken die liedjie I have decided to follow Jesus. Nou die agtergrondstorie van dit is eintlik baie interessant. So in die 1870s, so rondom 1875 was daar 'n evangelis movement deur groot dele van die wêreld, maar in spesifiek in Indië. En daar is evangeliste wat toe nou na 'n klein soos 'n village wat mense dit nou maar eintlik noem in Indië ingaan het en hulle het hulle eie geloofsisteem gehad, maar hulle het nog nooit, want hulle was heeltemal secluded, hulle het nog nooit van Jesus gehoor nie. So begin hierdie evangelis begin toe nou vertel van Jesus en die goeie nuus. Hy deel die goeie nuus. Met hierdie staan daar 'n man op en hy besluit hy gaan vir Jesus kies. Hy en sy vrou en sy 2 seuns gaan vir Jesus kies. So kom dit toe nou uit by die chief, die leier van hierdie village, van hierdie klein gemeenskap. En hy is toe nou, dit gaan toe nou teen sy wil, dit gaan toe nou teen die hele village en wat hulle eintlik nog altyd geglo het. En hy sê toe vir die man, as jy nie gaan terugkeer na die geloof wat ons as 'n village aan glo nie, gaan ek julle begin doodmaak. En die man hak af en hy sê, I have decided to follow Jesus. En met hierdie gee die chief toe nou opdrag vir sy soldate en hulle begin hom skiet met 'n bow and arrow. Begin hulle hom toe nou skiet en hulle skiet sy een seun dood. En die chief sê vir hom, en wat nou? Gaan jy terugkom? Want kyk nou net wat het gebeur as gevolg van die keuse wat jy gemaak het. En die man sê, I chose Jesus. I have decided to follow Jesus. En sy woorde is, presies daar, I have decided to follow Jesus. The cross before me, the world behind me. En so gee die chief weer opdrag en hulle skiet sy tweede seun dood. En hy sê weer, I have decided to follow Jesus. The cross before me, the world behind me. En die chief sê, wel hierdie is jou laaste kans, nou is dit nou jou vrou wat oorbly. En hulle skiet sy vrou, sy is toe ook dood, en hy sê, the cross before me, the world behind me, I have decided to follow Jesus. En die chief sê vir hom, wil jy regtig, want nou is dit jou lewe wat in gevaar is, wil jy regtig nog daai statement maak? En hy sê weer presies daai woorde, the cross before me, the world behind me, I have decided to follow Jesus. En soos wat dit toe nou is, maak hulle hom ook dood. En met hierdie kom die Heilige Gees met 'n ongelooflike storie, met 'n ongelooflike movement deur daai village. En daai chief is een van die eerstes wat tot bekering kom. Die Heilige Gees vul hom met sy gees en hy kom tot bekering en hy staan op en hy sê,
Hy kan nie glo dat hy nou net hierdie mense doodgemaak het, omdat hulle Jesus gekies het nie. Die uiteinde van die storie is so, dat as gevolg van dit wat daai man gedoen het, om net te staan en te sê, I have decided to follow Jesus, the cross before me, the world behind me, het 'n klein groepie mense se perspektief so verander, dat hulle nie kon as om te sê, maar as hierdie ou sy familie se lewe en sy eie lewe gegee het vir hierdie man Jesus, hoekom kan ek dit nie doen nie en hoekom doen ek dit nie? Wat is so significant aan hierdie Jesus wat hy van gepraat het, dat hy bereid was om dit te doen? En so jare later sing ons dan nog steeds die liedjie I have decided to follow Jesus. Maar dit bring my tot my punt van hoe God net altyd faithful is, maar dat dit ons besluit moet wees, dat ons in obedience moet sê, en moet glo, I have decided to follow Jesus, om elke dag vir die wêreld en situasies rondom ons te kyk, vir die vyand se werke in ons lewe te kyk, en vir die vyand te sê, the cross before me, the world behind me, I have decided to follow Jesus. Want soos wat ons vir Jesus volg, en soos wat ons oë op die kruis is, en nie net hy wat op die kruis gesterf het nie, maar hy wat gesê het, dit is volbring, en toe weer opgestaan het, so na daai kan kyk, en kan sê, maar die Here gaan altyd deurkom. As gevolg van dit wat Jesus gedoen het, omdat hy getrou was, om na sy Vader te luister, en te doen wat die wil van God is, so sal hy dit vir my ook doen, in my situasies, so sal hy getrou wees, in my situasies ook. Hy sal my nie net een kant gooi nie, want my oë is op die kruis gefestig. Alles wat hier om my aangaan, al die chaos, al ons elke dag se everyday goed waarmee ons sukkel, goed waarmee ons struikel, as gevolg van goed wat op ons pad kom, want die vyand wil ons, soos ons Sondag gesê het, en soos wat Gustav 2 Sondag terug gesê het, hy wil ons van daai trein af hê, want as ons van daai trein af is, dan is ons nie in die wil van God nie. Dan dra ons nie by tot die koninkryk van God nie. Ons deel nie in die liggaam van Jesus nie. En wanneer ons net ons oë gefestig hou op die kruis en sê, the cross before me, the world behind me, I have decided to follow Jesus, begin ons aan iets werk, waar, soos ek Sondag gesê het, God 'n groter plan het, dat ons begin iets in sy koninkryk. En dan is dit soos wat ek gelees het vanaand met Markus, waar Jesus vir hulle gesê het, come and follow me and I will make you fishers of men. Dan word ons fishers of men, en ons is hierdie disciples, en soos in Handelinge, and a great cloud of witnesses. Ek hoop dit bless jou. Ek hoop dit is iets wat jy saam met jou kan vat. Ek hoop jy kan dink aan hierdie as jy in 'n situasie is, as jy in 'n krisis is, en dink aan the cross before me, the world behind me. Ek het gekies om Jesus te volg. En omdat ek gekies het om Jesus te volg en in gehoorsaamheid loop, weet ek dat die Here altyd vir my sal deurkom. Dit beteken nie dit gaan 'n maklike pad wees nie. En dit beteken nie alles is net smooth sailing nie. Maar dit beteken dat ek het altyd Jesus om op te steun. En ek het altyd vir Jesus en sy genade en sy liefde in my lewe. En dit is hoekom ek deur hierdie krisis, deur die moeilikheid, deur hierdie situasie, deur dit wat om my aangaan, met dit wat die wêreld op my pad bring, deur dit te kan kom, as gevolg van Jesus en die genade wat hy op ons lewe betoon. God bless jou. Mag jy 'n lekker week verder hê, en ons sien jou Sondag.